Wat is die laaste beste nuus wat jy gekry het? Wat is die beste nuus wat jy dalk nog in jou lewe gekry het? Dink vir 'n oomblik en dan onthou jy, hoe het jy hierdie nuus gevier? Het jy jouself bederf met dit wat jy nog so lank wou hê? Het jy iets lekker gaan eet? Hoe vier ek en jy wanneer dit met my en jou goed gaan? Ek dink die kans is goed dat dit baie dikwels dan oor my en jou gaan. Wat is die beste nuus wat jy nog gekry het? Dis ons tema vir vandag. Want in Deuteronomium 26 lees ons hierdie aangrypende verhaal van Israel wat op die oewer van die beloofde land staan. Hulle het jare en jare en jare en jare geloop om by hierdie land uit te kom. Fout na fout na fout gemaak, maar hier is hulle nou. God het vir hulle die pad gewys. Dan lees ons die volgende in Deuteronomium 26 vers 1 tot 11. Jy gaan binnekort in die land kom wat ek die Here jou God vir jou gee. Daar moet jy jou tuis maak. Dan moet jy elke jaar die eerste deel van die oes neem, moet jy in daardie land plant en oes, en dit in 'n mandjie pak. Dan moet jy daarmee na die plek toe gaan waar die Here jou God kies om in te bly. Dis die plek waar jy die Here moet dien. Dan is daar so 'n bietjie van 'n geskiedenisles, want dan sê die teks vir hierdie Israeliete, dan moet julle onthou wie julle was, waar julle vandaan kom, wat die Here vir julle gedoen het, van Egipte tot by die see, tot in die woestyn en alles tussenin. Onthou wie julle was, onthou wie julle geword het, en onthou wie dit alles gedoen het. En dan lees ons verder, daarom Here, bring ek hierdie geskenk vir u. Maar dit is net 'n ietsie van die baie wat u vir my gegee het. Ek bring dit van die eerste oes wat ek vanjaar in hierdie land afgehaal het. Dan moet jy die geskenk voor die Here jou God neersit. Jy moet laag voor die Here buig en jy moet hom dien. As jy klaar is, moet jy teruggaan na waar jy bly. Dan moet jy daar 'n groot fees vier omdat die Here jou God goeie dinge vir jou en jou huismense gegee het. Wees bly, want hy is goed vir jou. En dan wil ek nou vir jou 'n moetswillige vraag vra. Hoe lyk dit wanneer jy stil word? Hoe klink die woorde wanneer jy en God in gesprek is met mekaar, wanneer jy bid? Want ek dink, daar waar die Here my en jou gebede luister, is die vraelysie baie hoër as die dankielysie. Dink maar net, wat bid ons as ons in die aand ons oë toemaak, net voor ons aan die slaap raak? Is dit, Here, dankie vir al hierdie goed, dankie vir my gawes, dankie dat ek gesond is, dankie, 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 dankie. Of is dit, Here, dit gaan swaar by die werk, help my met my finansies, Here, ek droom oor daai kar, ek droom oor daai vrou, ek droom oor daai man, Here, ek droom oor hierdie leefstyl, want my buurman het dit. Baie dikwels word God vir my en vir jou soos 'n vending machine, waar ons net die regte goed moet sê, of die regte knoppies moet druk, en ons hoop dat hierdie goed wat ons wil hê, uit die masjien moet uitval. God word vir ons soos 'n genie, wat net aan ons behoeftes moet voldoen. Deuteronomium waarsku ons daarteen. Hy sê nou dat julle alles gaan hê wat julle wil hê, gee dit vir die Here terug. Al is dit net 'n klein bietjie daarvan, leer om dankbaar te bly. Want ons lees in Lukas 17 die volgende verhaal van 10 mans wie se lewens totaal en al verander word. Ek lees saam met jou van vers 11 af. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en hulle het uitgeroep, Jesus, Meester, ontferm u tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe, is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Nou ek en jy kan so vinnig deur so 'n teks lees en sê, wat 'n mooi storie, mag ons nie soos daai 9 wees nie, en aangaan met ons lewens. Maar kom ons staan vandag stil.
Kom ons lees 'n bietjie stadiger. Kom ons lees 'n bietjie dieper. Want Jesus is op pad Jerusalem toe. En die Jode het nie hierdie roete gebruik nie. Hulle het nie op die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis as hulle wou Jerusalem toe gaan nie. Daar was baie ander roetes. Hulle het hierdie roete vermy. Want dis waar hulle die Samaritane sou teekom. Daardie simpel mense wat Jesus in al sy stories inwerk. Daai vyande. Daai vuil barbare. Maar nou gaan Jesus in hierdie dorpie in en 10 melaatse mans sien hom. Melaatsheid ken jy. Dis vel siektes wat jou totaal van die wêreld afsny. Dis 'n ongeluk, 'n grief wat jou oorkom wat maak dat jy nie meer deel van die samelewing kan wees nie. Hierdie mense is uit die stad uitgejaag. Hulle moes soos beeste klokke om hulle nekke dra, sodat mense kan hoor, o gats, daar's melaatses naby, ons moet versigtig wees. Hierdie mense het waarskynlik al gehoor van hierdie man wat oral rondreis en mense se lewens verander. Lammes laat loop, blindes laat sien, dowes laat hoor en hulle vat 'n kans. Hulle roep uit. En Jesus doen iets merkwaardig. Hy het nie 'n vreemde gebed nie, hy spoeg nie in die grond nie, hy doen nie een of ander wonderwerk nie, hy sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Want jy sal onthou, 'n hele paar jaar terug, het jy moeilik werk gekry as jy nie 'n getuigskrif van jou dominee het nie. Nou dis hoe die antieke wêreld gewerk het in die ekstreem. As die priester nie kan wys dat jy nie meer onrein is nie, dan het jy nie 'n plek in die samelewing gehad nie. So hierdie siekes moet tempel toe gaan. Die priester moet hulle sien, hy moet 'n offer bring vir hulle reinheid nadat hulle skoon velle het en dan kan hulle 'n lewe hê. So hierdie 10 manne, al 10 is gehoorsaam. Hulle gaan en hulle hardloop na die priester toe. Ek dink soos wat hulle velle begin skoon word, hardloop hulle al hoe vinniger. Maar een van hulle draai om. Een van hulle sê, wag 'n bietjie. Ek gaan terug na die een toe wat my lewe verander het. Die een van wie ons dit nie wou hoor nie, want een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Die lelike eentjie, die een wat ons nie in die storie wil hê nie, die een wat nie die goeie goed moet regkry nie. En Jesus vra vir hom 'n baie ontstellende vraag en hy vra dit vir my en vir jou. Waar is die ander 9? Was daar dan nie 10 van julle wat gesond geword het nie? En ons kan skielik vir hom sê, maar Jesus, hulle doen wat u van hulle gevra het. Hulle hardloop na die priester toe, want hulle lewe gaan begin. Maar Jesus sê, waar is hulle? En dan sê hy vir hierdie Samaritaan, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Lees baie mooi, nie jou geloof het jou genees nie. Dis omdat jy glo dat jy gesond is nie. Jou geloof het jou gered. Die feit dat jy my raak sien, het jou lewe verander. Sien ek en jy nog die Here raak? Want sien, geloof is 'n groot woord. Geloof is wanneer ek en jy met God 'n verhouding wil hê. Genade aan die ander kant is wanneer God met my en jou 'n verhouding wil hê. En daarom wil ek baie moedwillig vir jou vra vandag. Wat het jy vandag waarvoor jy kan dankie sê? Ek gaan dit weer vir jou vra. Wat het jy waarvoor jy vandag kan dankie sê? Ons het almal iets. En die hartseer nuus is, vreugde is universeel. Almal beleef dit. Almal beleef oomblikke waar die blydskap so uit ons binneste uitborrel, as dit met ons goed gaan. Maar dankbaarheid, danksegging, dit is baie skaars. En daarom moet Jesus 'n storie vertel om te sê, wat doen ons wanneer dit met ons goed gaan? Na wie toe moet ons teruggaan? Wat moet ons onthou, soos daai Deuteronomium teks vir ons gesê het? En gelukkig het ons Sondag die voorreg om 'n babietjie te doop. En by die doop kry ons presies hierdie idee dat Jesus met 'n sigbare teken vir ons wys hoe hierdie genade lyk. Hoe dit lyk as God met my en jou 'n verhouding wil hê. As ons in daai babietjie se onkunde iets van hierdie genade aan ons lywe voel.
Die doop nooi ons uit om 'n lewe van danksegging te gaan leef. Want die ouers het die verantwoordelikheid om saam met die gemeente hierdie kindjie groot te maak en te vertel, wie is hierdie God wat hulle so onvoorwaardelik liefhet. En dan gaan hierdie genade maak dat hierdie kindjie begin leef met 'n lewe van danksegging. Dit is in elk geval wat God wil hê. Dis wat hom gelukkig maak. Maar wat kan jy vandag doen om vir die Here dankie te sê? Want ek dink dankie is 'n bietjie 'n groter woord as net dankie. Wat kan jy doen om vandag vir die Here dankie te sê? Dink vir 'n oomblik. Dink aan jou finansies. Hoeveel het jy? Hoeveel is dit waarmee die Here jou seën? Sê jy dankie met dit wat jy ook finansiëel van die Here kry? In die kerk is daar hier gebruik om tiendes te gee, om dankoffers te gee. Dalk is dit 'n goeie plek waar jy kan oefen. Here, dankie vir al hierdie goed. Hier is 'n klein bietjie daarvan. Maak daarmee soos u goed dink. Ek wil dankie sê. En ons het hierdie maand by Verlysig die 10de maand dankoffer maand. So gaan kyk vir 'n oomblik na jou finansies. Gaan kyk wat jy het. Besluit hoeveel het jy om vir die Here mee dankie te sê, want dis iets wat ek en jy moet oefen. Dis iets wat die kerk nodig het om aan die gang te bly. Wanneer laas het jy die Bybel deurgelees? Want ek en jy kan gebedsgroepe begin en van leipartye hou en die mooiste kershangdienste uitdink. As ons nie weet wat in God se woord aangaan nie, hoekom doen ons enige van die ander goed? So ons wil jou uitnooi. Op die 12de Oktober die maandag begin ons by Verlysig met 'n nuwe inisiatief. Ons as Verlysig gaan in 'n jaar die Bybel deurlees. Ons gaan in 365 van Genesis tot by Openbaring lees en ons gaan mekaar accountable hou. Ons gaan nie net begin en eindig en dan hier by Deuteronomium of Levitikus moeg raak en ophou nie, want ons gaan dit hierdie keer kronologies doen. So ons gaan dit doen in die tyd wat die stories afspeel. En ek wil jou uitnooi, kom lees saam met ons. Sê vir die Here, Here, in die volgende jaar gaan ek met 15 minute in die dag vir u probeer dankie sê, want ek wil weet wie u is. So kom lees saam met ons. Hier in die description is 'n link na die WhatsApp groep toe. Klim op die groep, kry die tekste, lees saam met ons. Gee 'n ietsie sodat jy iets van God kan beleef. Waarmee in jou lewe wil jy vandag dankie sê? Hoeveel het jy nie om voor dankie te sê? En nie mag ons nie soos die 10 wees wat net hardloop, want die Here leef, ons kan gaan leef nie. Mag ons daar een wees wat terugdraai en sê, Here, dankie. Dankie vir u genade, dankie vir u grootheid, dankie vir u liefde. Dankie dat ek u kind mag wees. Amen. Here, dankie dat ons hierdie dankie uit ons hart uit kan borrel. Here, maar ek wil vra, maak ons bewus daarvan, Here, want ons lewens is vol. Dinge is duur, ons tyd is min. Maar leer ons om met elke liewe dingetjie van ons bestaan vir u dankie te sê. Leer ons om met ons finansies te dien, want dis nie ons nie, Here, dis alles 'n gawe uit u hand uit. Leer ons om ons tyd te bestuur, Here, leer ons om ten minste 15 minute 'n dag aan u te wy, die Bybel te lees. Here, leer om nie net in die wêreld in te storm nie, want u vra nie blydskap nie, Here, u vra danksegging en daar's 'n reuse verskil. Mag ons teruggaan na die basics toe. Here, want hoe moeilik is dit nou om met jou gesig teen die grond te val en te sê dankie, maar soveel keer is dit benede ons. Here, ruk my tot stilstand. Dwing my op my knieë en leer vir my om te leef met 'n lewe van dankbaarheid. In u naam alleen. Amen.